Goeiemôre en welkom weer by vanoggend se reis deur die boek van Matteus. Nou ek ritereer vandag so klein bietjie na 'n vorige gedeelte van ons hoofstuk omdat ek eers oor vas wou gesels. Jesus reageer in hierdie hoofstuk oor en oor teenoor vrae en stellings wat gemaak word deur die Fariseërs en skrifgeleerdes rakende Jesus en sy disippels se optrede. En vas was een van hulle, maar nou vandag is daar iets anders op hulle hart. Hulle optrede wat in stryd is met die status quo van hulle dag en tyd, wat gebaseer is nie op die Here se wette en gebooie nie, maar eerder op menslike oorlewering en geformuleerde beginsels wat voortspruit uit die Talmud. Dis nou 'n snaakse woord, wat eintlik tradisionele wettiese beginsels propageer wat nie in die woord van God staan nie. Jesus reageer steeds liefdevol met deernis teenoor hierdie vrae en kommunikeer die hartklop agter God se wet wat liefde en barmhartigheid is. Ons lees in Matteus 9 vers 13 gou hierdie gedeelte. Maar gaan leer wat beteken ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie, want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Nou hier praat Jesus met die Fariseërs nadat hulle hom gekritiseer het, omdat hy saam met tollenaars en sondaars geëet het en interaksie gehad het. Hulle het gevoel, 'n ware leraar van God sou nie met sulke mense assosieer nie. Nou, Jesus se reaksie op wat hulle sê, gaan leer wat beteken ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie. Dis sy reaksie. Nou, Jesus verwys hier na Hosea 6 vers 6, waar God sê, want ek het 'n behaag in liefde, barmhartigheid en nie in offerande nie. Jesus wys vir die Fariseërs daarop dat hulle die hart van God se wet gemis het, wat barmhartigheid, medelee, genade en liefde teenoor ander mense is, veral teenoor die wat sleg en swak is. Hy verwys ook na offerande, wat uiterlike godsdienstige rituele en reëls is, soos diereoffers en tradisies. Die kerngedagte wat Jesus wil kommunikeer vandag vir jou en vir my, is God vind veel eerder behaag in 'n hart van liefde en genade, as wat hy in leë godsdienstige dade sonder liefde behaag vind. Jesus sê verder dat hy nie gekom het om regverdiges te roep nie, maar vir die sondaars en vir hulle om tot bekering te kom. Jesus se sending is baie duidelik. Hy is hier vir die verlore, vir die siekes, vir die sondaars, vir die wat besef dat hulle hulp nodig het. Hy sê duidelik in Matteus 5, geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Die regverdiges hier verwys ironies na die Fariseërs en die skrifgeleerdes. Hulle dink hulle is reg, maar sien nie hulle eie behoefte aan bekering en hartsverandering raak nie. Geestelike geboorte, wat net Jesus vir hulle kan gee. Daar is baie mense in ons sfeer van invloed om ons, wat geestelik verhewe voorkom, in kerke en gemeentes, wat neerkyk op ander mense, nie omdat hulle nie glo soos hulle glo en nie die dinge doen wat hulle doen nie. En so loop ons soms met baie gereserveerdheid en trots rond, sonder om enige kompassie vir ander te hê. Ja, en met ons neerkykende hoogdrawendheid, wat geen liefde kommunikeer nie, verloor ons soveel keer geleentheid om werklik 'n verskil te maak daar buite in die wêreld, vir die wat werklik soekend is. Jesus sê, my genade is vir die wat hulle sonde erken en hulle wil bekeer. Jesus se boodskap in hierdie vers is God stel nie belang in blote godsdienstige dade nie, sonder 'n hart van liefde en genade nie.
Hy is nie hier vir die wat dink hulle is goed genoeg nie, maar vir die wat weet dat hulle genade nodig het. Nou hoe pas ek en jy hierdie teks en hierdie boodskap van Jesus vandag toe? Dit vra van ons om meer liefde en genade teenoor ander te hê, eerder as om mense te veroordeel of net op godsdienstige reëls te fokus en dan ander onder daardie kam te skeer. Dit herinner ons dat niemand te ver van God af is om deur hom aangeraak en gered te word nie. Jesus nooi sondaars tot bekering, nie net goeie mense nie. Ek sluit af, wat ek en jy regtig vandag moet vra is ek as Jesus se volgeling 'n barmhartige mens vol liefde en deernis, of is ek dalk net 'n godsdienstige en trotse fariseer in my wêreld waarin ek leef? Behoort ek aan my eie Christenklub, teenoor wie niemand regtig sal oopmaak en werklik sal toenadering soek as hulle lig soek in hulle duisternis nie? When the music fades and all is stripped away and I simply come longing just to bring something that's of worth that'll bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made when it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus.